Goeienaand gemeente. En vanaf VK Lofdal groet ons elkeen van die wat saam met ons inkyk op Kruiskyk vanaand. Dit is regtig vir ons 'n voorreg om met u net ons harte te kan deel. En vanaand wil ons graag met u gesels oor hoe sien vandag se jong mense die kerk. Hebreërs 13 vers 8 sê Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. En vir my vanaand is die kerk 'n plek waar elkeen van ons bymekaar kom om hierdie Jesus Christus wat onveranderlik is, saam in eenheid te kan aanbid. Die kerk is vir my 'n plek waar ons kan saamkom as medegelowiges om 'n dieper dimensie in God te kom soek, om God se aangesig te kom soek en om God se heerlikheid te kom soek. Maak nie saak hoeveel van ons verskil vanaand nie, hoeveel van ons sienswyse verskil vanaand nie. Maak nie saak hoe verskil ons en ander kerke teenoor mekaar nie. Daar's een ding wat nie verander nie, en dit is dat ons dieselfde God dien vanaand. Die kerk vir my is ook 'n plek waar ons geestelik kan groei. Dis 'n plek waar ons geestelik versterk word. En ek weet elkeen van u wat kerk toe kom, sit vanaand hier met 'n ander geestelike behoefte. Vanaand is u behoefte dalk om net aangeraak te word. Vanaand is u behoefte dalk om 'n wonderwerk te ontvang. Vanaand is u behoefte dalk om weer gevul te word met vreugde. Dalk is u geestelike behoefte vanaand om vrede te ontvang van Christus wat alle verstand te bowe gaan. Maar weet jy wat, God het aan ons elkeen 'n geestelike gawe gegee. En as ons bereid is om hierdie seën en dit wat God vir ons gegee het na die kerk toe te bring, en ons dit kan gebruik om die liggaam van Christus te bedien, dan kan ons actually mekaar se behoeftes op 'n geestelike manier begin vul. As ons elkeen in die kerk net sal bring, maak nie saak of jy oud is en ons jonk is of andersom nie. God het in ons elkeen iets toevertrou. So kom ons as een liggaam, gebruik dit tot eer van God se naam. Eerstens gaan ek vanaand vra vir Theo om vorentoe te kom. Hy is deel van ons praise and worship team en hy gaan vir kom vertel uit sy perspektief uit hoe sien hy die kerk vanaand. Goeienaand kerk. Ja, die vraag word in die week vir my gevra, hoe sien ek as jong mens die kerk? En ek het lank gedink en dit het by my opgekom dat baie mense kom kerk toe en hulle sien baie negatief in die kerk. Hulle sien nie die mooi in die kerk raak nie. En ek wil vanaand kom en ek wil vir julle, wat vir my mooi is, wil ek vir julle sê wat ek sien wat vir my mooi is in die kerk. Dis vir my lekker om in die kerk te kom staan, my hande te kan opsteek en aan God se soem te kan raak. Dit is vir my lekker om te gevul te word met strome van lewende waters uit die hemel. Dit is lekker vir my op my knieë te kan gaan en God met my tale te kan loof en te kan prys. In die kerk word huwelike gered. In die kerk staan besigheidsmanne op en word besigheidsmanne geleer deur God se woord. Ja, die kerk maak ook vir my 'n groot deel uit van my kind se opvoeding. Ek dink baie van die ouer paas en maas wat hier is sal saam met my stem vanaand laat. Dit is belangrik om vir jou kind 'n goeie opvoeding te gee. En God het my geleer om die fondasie te grou in my kind se lewe. En die meesterbouer kom en hy gooi die konkreet in daai fondasie. 'n Fondasie wat nie kan breek nie, wat nie kan kraak nie. 'n Fondasie wat my kind kan om vashou, die fondasie Here Jesus. So kom ons kyk verby die negatiewe van die kerk en kom ons sien die mooi in die kerk raak. Baie dankie. Ek weet as ons verskillende jong mense uit verskillende omstandighede, verskillende situasies gaan vra, gaan ons soveel verskillende opinies en perspektiewe kry vanaand. En ek wil volgende vraag vir Quentin, kom share jy met ons uit jou hart uit. Hy is deel van ons jeug en hy is deel van ons worship teams ook. En kom share jy net, hoe sien jy die kerk vandag? Ja, die kerk is basically net 'n gebou, nee, en ons is eintlik die ouens wat die kerk opmaak, is dit nie? Ons almal kom uit verskillende weë uit, as ek dit so kan sê. Party ons kom van hierdie kant en van daai kant. Party ons glo jy moet das en jy moet lang broek en jy weet jy mag nie lang hare hê nie. Al daai goede, maar as ons almal een is, as ons almal lyk soos mekaar, hoe gaan ons die ouens wat nie soos ons lyk nie hier kry?
Is dit nie waar nie? Hoe gaan ons ouens bereik as ons nie is wie ons is nie? Baie keer voel dit of mense ons wil druk in 'n houertjie in en sê, maar jou hare, kom nou, sny af, dis nou tyd. Jy weet, en dis nie waar dit gaan nie. God sê vir ons, hy kyk nie na jou uiterlike nie. Hy kyk nie na dit wat buite is nie, hy kyk dieper. Hy sien in jou hart in. Hy kyk dieper as hierdie gesig wat ons opsit en sê, ek is heilig. God sien deur dit. En al hoe ek voel is hoe ons mense regtig kan bereik as kerk en as jong mense, as ouer mense, as die hele liggaam self, is as ons net onsself is. En dis wat kerk moet wees. Kerk moet wees ons. Nie 'n lys van reëls en 'n lys van dinge wat ons moet en nie mag en jy moet skoene of jy moenie skoene. Dit maak nie saak nie. Ons moet wees die kerk wat die mense na die Here toe lei. Amen. Dankie Quentin. Volgende gaan ons vir Johanke vra. Sy is weer deel van ons sonnaskool, sy is deel van ons jeug. Kom vertel vir ons, hoe sien jy die kerk van vandag? Goeienaand almal. Ek lees vir julle uit Deuteronomium 6 vers 5 tot 7. Daarom moet jy die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek. En as jy in die huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy gaan opstaan. As jong mens begin dit by die ouerhuis, want as die ouer nie 'n voorbeeld stel nie, kan die kinders nie, dan weet hulle nie waarheen nie. En daar's baie negatief in die kerk, maar vir my kom die goeie eerste. Jong mense kom net kerk toe vir harde musiek en vinnige liedjies, maar jong mense moet besef dat hulle moet kerk toe kom vir 'n verhouding en nie vir vinnige musiek nie. Hulle moet die verhouding met God sterker maak en nie na die mense kyk in die kerk nie. Ek sluit af met Psalm 119 vers 8 wat sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na God se woord. Amen. Volgende antwoord is Marshall, en Marshall is betrokke by ons jeug en ook by ons musiekspanne, en hy gaan vir ons bietjie vanaand meer vertel oor, as uit die oogpunt van 'n jeugleier, hoe sien jong mense die kerk vandag? Baie dankie. Nou ek het die voorreg om direk met die jong mense te gesels. Baie kere dan sal hulle, wanneer hulle weet ouers of pastore hulle nie hoor nie, dan sal hulle vir my hulle eerlike opinies en eerlike dinge hoe hulle voel met my deel, wat ek natuurlik altyd respekteer en konfidensieel sal hou, maar ek voel dat in die kerk het hulle 'n bepaalde behoefte. As ons kyk na die kerk as geheel in Suid-Afrika, kan mens nie altyd 'n getal plaas oor hoeveel jong mense kerk toe gaan, want dit verskil maar van gemeente tot gemeente. Elke kerk kan sê, wel my jeug is so groot of daai grootte of die en dat, en mens kan verskillende resepte probeer soek van wat werk en wat werk nie, soos Johanke sê, vinnige musiek en almal weet ek's 'n groot voorstander van die vinnige en die harde musiek. En dis wat my in die kerk gekry het. Maar toe ek bietjie met die jong mense gesels en by hulle hoor, wat voel hulle? Hoe voel hulle oor die kerk? Wat dink hulle daarvan? En ek is nie net by ons gemeente betrokke met jong mense nie, ek werk ook in die skole, so dit is nie net uit 'n spesifieke gemeente wat ek kan sê ek met jong mense gepraat het nie. En een van die belangrikste dinge wat hulle soek, is erkenning. Hulle wil deel voel. Hulle wil voel, hulle is belangrik in die gemeente. Hulle wil voel dat, alhoewel hulle respek het vir ouer mense, wil hulle voel dat hulle raak gesien word in die kerk. Hulle wil voel dat dit wat hulle beleef, of wat die Here op hulle hart plaas, ook belangrik is.
Hulle wil voel wat dit wat hulle ervaar, nie net een kant toe gestoot sal word en as minderwaardig geag sal word nie. Sien baie keer dan sê die jong mense, hulle het 'n sekere manier om die Here te prys en worship. Maar dan word dit een kant gesit en gesê, nee, dis nie hoe ons dinge doen nie. Dis nie die manier nie. Pastoor Tini sê so vir ons gereeld dat dit wat hy gesien het is hulle wil hulle self express. En 'n jong mens is 'n kreatiewe wese. Hy's vol energie en idees en maniere wat hy wil probeer en uitleef. En baie keer ons die kerk hulle om dit vir die Here te doen. En die alternatief is ongelukkig, dan gaan doen hulle dit daar buite. Ons moet ruimte skep vir hulle om hulle self te kan uitleef. Hulle die behoefte van erkenning en om raak gesien te word in die gemeente. Nie as 'n afdeling nie, maar deel van die gemeente. Hulle het 'n behoefte om te voel, ons is deel van iets groters as net dit. Tweedens wil hulle trots voel op hulle gemeente. Hulle wil voel, hulle is deel van 'n gemeente wat iets bereik. Hulle wil deel voel van 'n gemeente waaroor mense praat. Hulle wil deel voel van 'n gemeente wat nie net 'n kerk op 'n straat is nie. Hulle wil hê wanneer hulle by die skool is, wil hulle kan met trots praat van hulle kerk. En sê, hulle wil mense kan nooi sonder om skaam te voel oor hulle kerk. Hulle wil mense en vriende kan nooi sonder om te worry dat iemand met hulle gaan raas of uittrap oor hoe hulle lyk. Hulle wil vrymoedigheid hê in die huis van die Here. En dit begin by elke gemeentelid. Wat is die naam wat jy uitdra van jou gemeente? Is dit iets om op trots te wees? Die grootste probleem wat hulle ervaar, of grootste frustrasie, wat hulle met my gedeel het, is dat, ons sê, en hierdie is 'n preek op sy eie, wat ons altyd sê van skynheiligheid, maar hulle sê, Marcel, weet jy wat is vir ons snaaks? Is dat die mense wat die meeste met ons raas, as ons kyk vir hulle buite, en hulle tree anders op. Die ouer mense in die kerk wat ons wil sê hoe en wat en die manier hoe ons dinge doen, buite is hulle anderste, maar hulle verwag dat ons moet op die lyn loop. Een ouetjie sê vir my, my pa verwag ek moet elke week by die kerk wees, maar hy is nie by die kerk nie. Hoekom moet ek kerk toe gaan? Ongelukkig is hierdie net die waarheid. Ons kan sê wat ons wil. Dit is wat 'n jong persoon aan my gesê het. 'n Ander jong ouetjie wat ek by 'n skool mee te doen gehad het, het gesê hy het tot bekering gekom en hy het gesukkel om te glo in God, want hy word so geleer deur die wêreld van evolusie en dit dat en die volgende, dat hy gesukkel het om te glo dat daar 'n God is. Hy het toe na sy denominasie se hoof toe gegaan en gaan sê ek sukkel om te glo. En die antwoord wat hy terug ontvang het was, ek ook, maar is 'n job. Ons sit op buite met jong mense wat sukkel om te glo, maar hoe tree ons op? Wat sien hulle uit ons lewens uit? Wat is die voorbeeld wat ons vir hulle stel? Lewe Christus in ons. Want as ons verwag, dit moet in hulle lewe, moet dit begin by die voorbeeld wat ons vir hulle stel. En ek wil afsluit met dit dat hulle wil voel, hulle is deel van iets groter. Die grootste ding wat kerke seker oor die algemeen affekteer, is hierdie geval van gemeentes wat te mekaar vergelyk en 'n kompetisie geword het. En dit is wat jong mense van Christendom bang maak, want hulle wil voel, hulle is deel van 'n groter liggaam, nie net in hulle kerk nie. Toe ek vir hulle die voorbeeld stel van, sal hulle daarvan hou om in 'n ander dorp te kom en by 'n kerk te kan instap en sê, jy's deel van dieselfde liggaam. Hulle sê, yes, dit sal lekker wees. Maar dis dan eintlik hoe dit is. Maar ons het iets anders daarvan gemaak. Ons het iets anders daarvan gemaak. En ek voel dat van my kant af,
het ek nou seker op die negatiewe bietjie. Maar dit is wat ek, die terugvoer wat ek kry van die jong mense af. Want as ons sou sê dat alles is net perfek, dan moes hier baie meer jong mense in die kerke gewees het. En as daar iets was wat ons kon verbeter, of kan verbeter, moet ons hoor, dat ons kan kyk, hoe kan ons hierdie skip draai, om daai wat daar buite is, hier binne te kry. Baie dankie. Ag, vir Mariska vra met ons te kom deel vanaand oor wat sy graag in die kerk wil sien gebeur. Wonderlik. Pastoor Billy, weet pastoor wat? Ek het bietjie gaan dink oor dit en ek dink by myself, voordat ek kan sê wat wil ek graag in die kerk sien, het ek gaan dink, maar dit bepaal, dit wat ek wil sien, word bepaal deur wat ek dink hoe die kerk my sien. Toe die 12 verspieders in die land, beloofde land ingestuur was, en hulle gaan in, en 10 kom terug, negatief, 2 is positief, en hulle sê, maar hulle dink, hulle was so springkane in daai volk se oë. En 'n hele generasie mis dit. Die volk word nie in die beloofde land ingelei nie, oordat hulle glo oor dit wat negatief is. En dit sê vir my, dit maak saak, ons as mens, ons is so gemaak, dit maak saak vir ons in die liggaam, dit maak saak, wat ons ouergerdes van ons dink, want ons het respek vir julle. Dis hoekom dit saak maak. As jy respek het vir iemand, en iemand sê vir jou, of berisp by jou, of sê maar, hulle glo nie in jou visie, of hulle glo nie in dit wat God jou meer toevertrou het nie, dan maak dit dat jy nie meer vrymoedigheid het nie. So dit voel vir my, voordat ons kan sê wat ons jong mense graag in die kerk wil sien, en wil ervaar, en wat ek bitter baie graag wil ervaar, moet ons sê, maar wat voel die kerk oor hulle as jong mense. Ek kan nou die storie, is eintlik iets van my boetie se kinders. Die enetjie is 3 jaar oud gewees en die dogtertjie en die seentjie is so 5,5 jaar oud en ek kan onthou hulle besluit een oggend, hulle wil vir mamma tee in die bed bring. My siel, dit was 'n gemors. Dit was 'n gemors. Was heilige gaas in daai kombuis gewees. En ek is so later gefrustreerd en ek is haastig. Ek meen, dit is maklik. Jy weet, daar's die suiker, daar's die melk. Jy weet dit, jy's lank genoeg, jy's sterk genoeg, jy klitsie koffie, tee, wat ook al, vat dit stap vinnig, gee dit vir mamma of gee dit vir pappa of ouma of oupa en is verby en is stunning en die tee proe fantasties. En Leandrie, 3 jaar oud, sy wil self daai suiker in daai beker gooi. En sy wil self daai teesakkie druk. Maak nie saak of sy die lewe uit hom uit druk, laat die tee ronddryf in daai water nie. Sy wil dit doen. Dit vat vir ons so lank, dat die tyd toe die tee by die ma uitkom, toe sit amper soos iced tea. Maar die volgende keer, en mamma is altyd gewillig, sy sê, dis lekker, nee? Maar wat gebeur? Daai kind leer hoe om hy tee te maak. Oor 10 keer, dan proe dit daarom asof daar so 'n bietjie minder melk by is as water en die balans is reg. Oor 20 keer, dan begin jy al dit waag om te sê, kom ek, Leandrie, sal jy vir my tee maak? Gewoonlik het sy net gesê, mamma, ek bring vir jou tee. Ontydig of tydig, dit maak nie saak nie. Maak nie saak hoe laat dit is nie. Mamma kry tee, sleg of reg. En ons as gemeente, ek wil dit nie sê nie, maar ek is eintlik 'n tannie vir baie van die tieners wat partykeer in die kerk is, dis aaklig. So ek is al klaar 'n ander generasie vir hulle. Maar ons moet vir mekaar kan spasie maak. Ek wil graag sien dat ons vir mekaar die skinkbord kan aangee en sê, leer hoe om tee te maak in die gemeente. Sit die stoof aan. As jy die fado op die plaat vergeet en die plek brand amper af, dan weet jy gaan dit nooit weer doen nie. My hartsbegeerte vir jong mense in hierdie kerk is, sodat elke bediening, laat ons kan leer hoe om dit te doen.
ons as jong mense, ek dink soms besef julle nie hoeveel respek het ons vir julle as ouer gardes wat voor ons uitloop. Ons kyk na julle, ons kyk presies wat doen julle. Want oor 20 jaar, sê maar 30 jaar, ek is nog nie so oud nie. Oor 30 jaar sit ek waar meeste van julle sit. En ek kyk na daai tieners en ek gaan hulle presies behandel soos wat ek geleer het hoe die kerk my behandel het. En as ek kan voel dat die liggaam van Christus is volwasse genoeg. Ek is volwasse genoeg om te sê, okay Leandri, ek kan in 'n minuut tee maak. Jy vat soos 'n uur. Alles is reg en vuil en alles. Maar gee kans, leer daai kind. Gee die jonger gardes kans en gee vir hulle raad. En bid vir ons. Ek wil 'n kerk sien wat crazy is oor ons. En dit gaan nie all about us nie. Want sodra jy voel, iemand, kyk, toe ek vir Leandri sê, sy lispel, sy het gelispel. Hy sê, dankie Tannie Masiske. Sodra ek vir haar gesê het, maar, dit is nice. Sy wil dit al hoe meer doen, en sy begin dit beter reg kry. Ek dink soms, ons wil so graag hê, die generasie in die skole moet gewen word. Maar as ons jong mense, ek wil 'n kerk sien waar ons jong mense kans kry om sterk te word binne in die kerk, sodat ons kan buite die kerk die vrymoedigheid het om te kan gaan getuig, om op te staan, om sterk te wees, om te kan bid, om te kan oorwin. En ek dink dit is my hart van die jong mense se kant af van wat ek baie graag wil hê is om te sien dat gee vir ons daai guidance, bid vir ons, gee vir ons kans om iets te doen en wanneer ons flop, ons lag daaroor en ons leer uit dit uit en volgende keer is dit beter. En dit is vir my so lekker, ek kry hierdie prentjie van hierdie tweelingdogtertjie en boetie en hulle stap uit die pad op, trap en ek gaan eindig met dit, trappe op en is Vadersdag. Hulle het daai koppies koffie en tee, elkeen wil hulle eie ding doen. En die toast is halfpad verbrand, maar is daar. En hulle is daar op by die trappe, en soos wat hulle loop, dis net tee en krummels, en die helfte van die goed kom by pa uit in die kamer. Dit gaan nie soveel oor wat jy bring nie, dit gaan oor of jy die pad na die Vader ken. Dit gaan nie oor hoe dit by hom uitkom nie, hy sal dit uitsorteer, hy is God genoeg om dit te kan doen. En my hartsbegeerte is, dat julle ons as jong mense sal sien as dit is 'n kans om in ons te kan belê en te sê, ek gee jou die kans om dit te doen, om die pad na die Vader se hart, die pad na die Vader se intieme quarters, sy slaapkamer, sy persoonlike ruimte. Gee vir ons ruimte om God te ken in sy persoonlike ruimte, om self daai trappies op te klim. Iewers sal die vrugte gepluk word van dit. En ek wil net dankie sê vir, ek dink van ons jong mense se kant af, om te kan sê dat ons respekteer julle en ons wil dankie sê dat die mense wat hier is soveel mense, dan sê hulle, soos byvoorbeeld die sange, dit was lekker gewees. Of as ons kom bid, dan boost hulle ons. Dit is so lekker om julle hier by die gebedsgroep te kan hê. En dit is lekker. Dit voel soos, dit is lekker. Jy's deel van 'n familie. Jy wil sommer uitblink.